Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan transaksies met krediteure en debiteure en kyk na die brondokumente en hulpjoernale wat gebruik word. Ons gaan 'n opsomming maak van die brondokumente wat gebruik word vir krediettransaksies, so die debiteure sal aan die linkerkant gedoen word en die debiteure aan die regterkant. Vir aankooptransaksies. Wanneer ons goed koop, gaan ons die oorspronklike kredietvaktuur ontvang. Wat baie belangrik hier is om daarop te let dat dit die faktuur ontvang is vir aankope van krediteure en dit word in die krediteure joernaal aangeteken. By debiteure is daar verkoopstransaksies. Nou gaan ons die oorspronklike faktuur vir die debiteur gee en ons gaan die afskrif in die boek gebruik as 'n brondokument. So die oorspronklike kredietvakture word uitgereik. En as ons nou weer daar kyk, uitgereik, ontvang. So krediteure is fakture, debiteure is fakture, maar by 'n krediteur ontvang ons die faktuur en by 'n debiteur reik ons dit uit. En die fakture wat ons uitgereik het, sal gebruik word om die kredietverkope in die debiteure joernaal aan te teken. 'n Debietnota word uitgereik want die krediteur het 'n kredietsaldo. So ons wil die krediteur se rekening minder maak aan die debietkant. So wanneer goed teruggestuur word, voltooi so 'n debietnota en stuur dit aan die krediteur om te vra vir 'n afslag of indien daar foute met die goed was of jy goed terugstuur. As die krediteur tevrede is om dit terug te neem, dan gaan hy 'n kredietnota uitreik en ons ontvang dan 'n kredietnota. So wat sien ons hierso? Watter brondokument word gebruik? 'n kredietnota wat ontvang is. So by krediteure is dit 'n faktuur ontvang en dit is 'n kredietnota ontvang wat gebruik word om dit in die krediteure afslagjoernaal aan te teken. By die debiteure gaan hulle vir ons 'n debietnota stuur saam met die goed wat hulle terugstuur en as ons tevrede daarmee is, gaan ons 'n kredietnota uitreik. So by al twee is 'n kredietnota by die debiteure en die krediteure, maar by die krediteure is dit ontvang. By die debiteure is dit 'n kredietnota uitgereik. So as ons na die twee kyk, dan sien ons by verkope en by die debiteure afslag is dit uitgereik. By aankope en krediteure afslag is dit brondokumente ontvang. Betalings per tjek of elektroniese bankoordragte kan gebruik word om betalings aan krediteure te maak wat in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken word. So ons hoef nie net tjek teenblad as 'n brondokument te gebruik nie. Ons kan ook 'n elektroniese bankoordrag gebruik of ons kan die inligting van die bankstaat afkry. Ontvangste van debiteure is wanneer ons geld by hulle ontvang om hulle rekeninge te betaal, dan reik ons 'n kwitansie uit as bewys van betaling en dit word in die kontantontvangste joernaal aangeteken. 'n Gedishonoreerde tjek. Wanneer 'n tjek aan 'n krediteur uitgereik was, het ons die krediteur betaal en dit in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken. As die bank hierdie tjek terugstuur weens onvoldoende fondse omdat ons nie genoeg geld in die bank het om dit uit te betaal nie, gaan ons hierdie gedishonoreerde tjek in die kontantbetalingsjoernaal moet aanteken om die oorspronklike inskrywing te kanselleer. Die bankstaat of die gedishonoreerde tjek kan dus as brondokument gebruik word. Wanneer ons 'n tjek ontvang het by 'n debiteur, het ons dit in die KOJ aangeteken. As die bank hierdie tjek terugstuur weens onvoldoende fondse, gaan ons dit in die kontantbetalingsjoernaal moet aanteken om die oorspronklike inskrywing in die kontantontvangste joernaal te kanselleer. So hierdie gedishonoreerde tjek of die bankstaat kan gebruik word as brondokument. Ons het nou aan 6 joernale aandag gegee.
krediteure, debiteure, krediteure afslag, debiteure afslag, kontantontvangste, kontantbetalings. Enige transaksies wat nie in een van daardie 6 joernale inpas nie, word in die algemene joernaal aangeteken. Dit is byvoorbeeld inskrywings soos rente, wat gehef word op agterstallige rekening, kansellasie van korting op 'n geweigerde tjek, regstelling van 'n fout, oordrag van 'n krediteur na die rekening in die debiteure grootboek. So daar word 'n joernaalomskrywing gebruik, of ons kan sê joernaalbewys, wat inligting moet gee oor hierdie inskrywing en hoekom ons hierdie inskrywing voltooi het. Dieselfde beginsels geld vir die debiteure. As 'n inskrywing met 'n debiteur nie in die 6 gewone joernale inpas nie, word dit in die algemene joernaal gedoen. En dit sal ook inskrywings wees waar die debiteur se rekening belas word met rente, of waar daar 'n kansellasie is van korting op 'n geweigerde tjek, 'n regstelling van 'n fout, 'n oordrag van 'n rekening van die debiteure na die krediteure grootboek, en ons sal ook 'n joernaalomskrywing gee wat 'n aanduiding is hoekom hierdie inskrywing voltooi is. Ons het dus 7 joernale wat basies daagliks in die besigheid gebruik word. Dan het mens ook 'n kleinkasjoernaal en 'n salarisjoernaal, maar dit sal afsonderlik hanteer word.